julle, dit is so lekker om op die lang naweek vanoggend saam met julle te kuier en ons is so hartseer oor die drive-thru wat nie laasweek kon gebeur nie. Maar hou ons kommunikasiekanale dop want dit gaan een van die dae weer gebeur. Ja, ag, Tannie Ronald, dit is eintlik vir my ook lekker om net te weet ons gaan weer ons kindertjies sien een van die dae. Ons kan nie wag nie. Man, ons gaan lekker vir hulle. Ons gaan nie kan drukkies gee nie, maar ons kan daarom so ellenbogie. Net so. Nee. Ons kan nie wag nie. Goed, ons het nou die afgelope paar weke ons met julle gepraat oor julle emosies. En weet julle wat het vir my uitgestaan? Is Jesus se liefde. In al daai emosiestories wat ons gedoen het Jesus se liefde vir my uitgestaan. Beslis. Ja, soos daar waar die disippels so bang was, Jesus was lief vir hulle, so hy die storm stil gemaak. Daar waar Elia so hartseer was God lief vir hom. Ja. En hy het in sy liefde Elia omvou en sy hartseer weggevat. En hy was daar by Paulus en Silas in die tronk, onthou julle toe hulle so geslaan is en vasgebind is met ketTINGs en toe het hulle net gejuig en gesing en Jesus se naam groot gemaak en hy was by hulle. En ook toe ou May in die kas niks wou doen nie en geen passie vir enigiets gehad het nie, toe het sy besluit om Jesus in haar hart in te nooi sodat sy weer opgewonde kan raak oor die lewe. Ja, dit is ons daai mooi stukkie gelees van Psalm 139 waar God vir jou sê, hy weet wat jy dink, nog voordat jy dit dink. Dis hoe lief hy vir jou is. Hy ken jou beter as wat mamma en pappa jou ken. So ja, wat regtig nog vir my uitgestaan het, is God se groot liefde. Is ons partykeer so lelik kwaad, of ons glo nie in hom nie, want ons word bang en ons vertrou hom nie, kom hy met sy groot liefde, want hy is liefde, en hy omvou ons in al ons emosies. Dis nogals, as mens aan die woord liefde dink, ek weet nie of jy saam met my stem, Tannie Janay, daar's verskillende dieptes van liefde. Ja. Soos byvoorbeeld, as jy 'n ou hartjie vir Valentynsdag kry, dis verskriklik lekker en mens raak opgewonde, maar dis nie so 'n diep liefde nie. 'n Dieper liefde is iets waarvoor ek en Tannie Janay byvoorbeeld baie lief is. Ja, is dans. Ons albei is baie lief vir dans. Baie lief daarvoor. So enigiets waarvoor jy 'n passie het, kan rugby wees, kan cricket wees, swem, wat ook al, dis 'n dieper liefde, want dis iets wat jy gereeld wil doen. Maar dan kry mens nog 'n dieper liefde. Ja. Vir ons is dit ons gesinnetjies. Kyk bietjie hierso. Daar's om Gerald en Luard en Ewald en Tannie Ronald en sy is baie lief vir haar kinders. Baie lief vir hulle, baie. En hierso is oom Woema en ek en Leila en Leander en ek kan nie dink dat daar 'n groter liefde is nie, maar daar is. Daar's nog 'n groter liefde as dit. En dit is God se liefde. As jy nou dink, jou mamma en pappa is lief vir jou, dan moet jy weet, God is nog baie meer as dit lief vir jou. Ja, en weet julle wat, as ek het nou klomp borsels en kamme, en wat ek julle wys wat se baie borsels ek het gebring het. Dis baie, nee? Ek nou vanoggend my hare so lekker kam en doen. Toe besef ek, as daar een haartjie uitval, is God so lief vir my, dat hy weet, tot nou net 'n haar afgeval. So God is baie goed met somme, want hy weet, ek kan nie so baie tel nie. Nee, ek ook nie. So hy weet, hy ken jou, soos mamma jou hare kam, of as jy jou hare so mooi gel, al die graad 4 manne, en dan val 'n haartjie uit, dan moet jy vir jouself mooi sê, God is so lief vir my, hy weet nou net, het daar haar van my kop afgeval. Dis so goed hy jou ken. En weet julle wat, baie keer is ons ongehoorsaam, soos, wanneer jy ongehoorsaam is in jou huis en jou ma raak kwaad vir jou, dan voel jy baie keer, sy gaan nie meer lief wees vir my nie, want ek is ongehoorsaam, maar daai liefde hou nooit op nie, met God is dieselfde. Baie keer doen ons nie altyd wat die Bybel ons leer nie, ons maak baie foute, maar God se liefde hou nooit op nie, al maak ons foute, en dis ongelooflik. Dis amazing, dat ons niks kan ons wegvat van daai liefde van Jesus. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Ja. En hy is ook nooit te besig vir jou nie. Partykeer weet ek, maak ek die fout, Tannie Ronald, dan is ek so besig met werk op my rekenaar of op my selfoon, en dan vra my kinders dalk vir my 'n vraag en ek luister nie dadelik nie en ek kan nie dadelik opkyk nie. En dan na die tyd dan dink ek, "Sjoe, ek moes nou opgekyk het." God werk nie so nie. God kyk dadelik op, of hy luister dadelik na jou as jy met hom praat. Ja, so dit is hoekom hy soek ons elke dag, en hy's nooit te besig om met jou te praat, soos wat ons mammas en pappas maar partykeer is. Ja, en een van my seentjies het al vir my gesê, hulle is versigtig en skaam om met Jesus te praat. En dis heeltemal onnodig, want julle verstaan nie hoe opgewonde is God om 'n oomblik van die dag te hê om met jou te praat.
nie. So groot en hy's 'n koning en hoe kan ek met hom praat? Maar hy is so ongelooflik lief vir jou dat hy opgewonde sit en wag vir 'n tydjie saam met jou. So jy hoef nooit skaam te wees nie, want hy love elke oomblik van die dag wat jy met hom praat. En hy is baie lief vir kinders. Baie. Dis hoekom ek en Tannie Ronel en Emil so lief is vir kinders, want Jesus is so lief vir kinders. Kom ons gaan kyk, wat staan dit in die Bybel? Nou in die Nuwe Testament, ons kry ons 2 dele, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons lees uit die Nuwe Testament vandag en dit staan in Markus. So as jy wonder of Jesus regtig lief is vir kinders, dan moet jy gou-gou nou mooi luister. Dit staan in Markus 10 vers 13 tot 15. Net voordat ek lees wil ek vir jou verduidelik. Jesus was net voor dit besig om met die disippels te praat en hulle het oor groot mens goed gepraat, so skei en of mans en vrouens en al daai belangrike dinge waaroor groot mense altyd praat. Maar toe kom daar kinders aangestap. So luister gou-gou mooi wat doen Jesus toe hulle nou so besig was met die groot mens dinge en hier kom 'n groep kinders aangestap. Mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat hy hulle kon seën. Die disippels het hulle gekeer. Toe Jesus dit sien, sê hy vir hulle, moenie die kindertjies keer om na my toe te kom nie. Hulle is altyd welkom by my. God se nuwe wêreld is juis bedoel vir mense soos hulle. Wie nie in God glo, soos wat 'n klein kind sy pappa vertrou nie, sal nooit 'n plek in God se nuwe wêreld kry nie. Toe het Jesus sy arms om die kindertjies gesit en hy het hulle geseën. Sien jou lief is Jesus vir kinders. Dis amazing, hy het alles gelos en hy het na die kinders gekyk. Tannie Ronel, is dit nie die mooiste stuk in die Bybel? Dis fantasties. So hier kan ons nou sien 'n voorbeeld uit die Bybel uit. Dit maak nie saak wanneer jy met God wil praat, wat se tyd van die dag nie, en of jy bang of skaam is of enige emosie ervaar nie. God sit en wag vir jou en hy kan nie wag om tyd saam met jou te spandeer nie. So dit is vir my baie exciting, Tannie Janay. Ja, ek hoop julle besef dit, hoe lief Jesus vir jou is. Mamma en pappa is mos baie lief vir jou, so dink in jou koppie, jy weet mos hoe lief is mamma en pappa vir jou. Nou Jesus is nog liewer vir jou. Onthou nou wat Tannie Ronel gesê het, sê daai fluffy liefde nie, sê daai liefde nie, sê daai rugby of dans liefde nie, dis kruisliefde. Tannie Ronel, jy het ook net so mooi kruis daar so. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, so lief is hy vir ons, dat hy sy eie lewe gee, omdat hy dink ons is belangrik. Dit is wonderlik. Ja, dit is soos Jesus het dood gegaan vir jou. Dis 'n groot liefde. Dis 'n baie diep en groot liefde. Nou Tannie Janay gaan gou vir julle bid en dan gaan Tannie Ronel vir julle bid. So kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, dankie dat ons vandag kon leer van u oneindige, baie liefde wat u vir ons het. Ek kom bid oor al ons mammas en pappas, Revolusie Kids en kiddies, dat hulle sal besef hoe groot en wyd en diep u liefde is, soos wat in Efesiërs staan. Dat hulle nooit sal vergeet dat u liefde vir hulle die grootste in die hele wêreld is nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Here, dankie dat u liefde nooit ophou nie. Al is ons ongehoorsaam partykeer, al doen ons nie altyd die regte goed nie. Dankie dat u ons bly vergewe en dat u liefde net nooit ophou nie. Dat dit dieper en dieper raak. Here, ons wil vandag vir u sê, ons is net so lief vir u. En ons kan nie wag om weer die volgende keer met u te praat nie. Ons gaan sommer elke dag 'n tydjie uitsit om met u te praat. Dankie dat u altyd beskikbaar is wanneer ons met u wil praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons hoop julle het 'n baie lekker Sondag verder. Dit was nou regtig 'n lekker les hierdie liefde. Ek hoop regtig jy besef hoe lief Jesus vir jou is. Hy is die liefste vir jou in die hele wêreld. Julle moet 'n heerlike Sondag hê, hoor. Tata! Bye!